Pyn en koors is iets waarmee die meeste van ons al te doen gehad het, maar hoeveel verstaan ons werklik van wat in ons liggaam aangaan en hoe om die simptome veilig en effektief te bestuur? Vandag gesels ons met die verantwoordelike apteker by GDC, Kristen Holmes, oor wat pyn en koors veroorsaak, wanneer ons moet ingryp en hoe om die regte keuses te maak wanneer dit by iets soos behandeling kom. Welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, nou pyn en koors is dinge waarmee ons almal te doen kry, veral dan nou in die winter, maar kan jy dalk vir ons verduidelik wat presies met 'n mens se liggaam gebeur wanneer 'n mens dit beleef? Ja, verseker. Ek dink pyn en koors is twee van daai goed wat niemand kan vryspring in die lewe nie, ongelukkig. So kom ons begin dalk by koors. So sodra ons liggaam 'n indringerkiem of 'n patogeen soos ons dit noem waarneem, dan word daar 'n chemiese boodskapper vrygestel, iets soos 'n pirogeen, wat dan vir ons breine laat weet ons moet ons temperatuur, ons liggaamstemperatuur verhoog. So dit is dan wat die koors veroorsaak. Maar die rede vir die koors is daai indringerkiem of die patogeen gewoonlik floreer op ons liggaamstemperatuur. So dit nou dat die liggaamstemperatuur verhoog is dit nie meer so gunstige omgewing vir daai kiem om voort te bestaan nie. So dis basies 'n liggaam se eerste manier om te probeer ontslaa raak van daai kiem. En dan soortgelyk pyn ook, so dra ons liggaam waarneem dat daar iets fout is, miskien 'n besering of miskien 'n infeksie iewers, dan word daar weer 'n chemiese boodskapper vrygestel, byvoorbeeld iets soos 'n prostaglandine wat ons dit noem, wat dan ook die sensitiwiteit van die senuwees verhoog en dit word dan waargeneem as pyn, maar dit is basies ons liggame om vir ons te sê, hy kyk hierso daar's iets onderliggends aan die gang. Onthou dat pyn en koors is net simptome, dis nie die siekte self nie, so dit is dan belangrik om die onderliggende toestand te identifiseer en dit te behandel. Maar Kristen, dit klink vir my asof jy nou eintlik hier sê dat koors in so 'n geval eintlik nuttig kan wees. Definitief. So hoe weet 'n mens dan nou wanneer jy werklik bekommerd moet wees en dit moet behandel? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Soos jy sê, dit is eintlik 'n nuttige, die eerste respons van die liggaam om ontslae te raak van daai kiem. So die gewone reël in volwassenes gewoonlik, 'n matige koors is hier 37.5 tot 38.5, sal 'n mens nie onmiddellik behandel nie. En dan as dit vir langer periodes die koors volhou, miskien 2 tot 3 dae, of dan die koors verhoog hier na 39 grade toe, dan sal 'n mens dit begin behandel. Belangrik ook is om te kyk of daar ander simptome is. Is daar uitslag miskien, of is daar nekstyfheid, dan sal jy natuurlik jou gesondheidsorgkundige gaan sien. Dan ook in kinders en babas is ons bietjie versigtiger natuurlik. Babas onder 3 maande sal ons dadelik verwys na 'n gesondheidsorgkundige toe, net omdat hulle nog nie lekker hulle liggaamstemperatuur kan beheer nie. En dan kinders en babas ouer as 3 maande, dan kan 'n mens dit definitief begin behandel. Maar ook die gedrag van die kind is dan natuurlik baie belangrik. Kyk of hulle nog speel, vloeistowwe inneem, of hulle nog eet, want dan is dit nie so kommerwekkend nie. Die oomblik wat dit nie meer daar is nie en hulle is moeg en lam en tam, gaan sien jou gesondheidsorgkundige. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by die behandeling. Wat is die hoofopsies wat beskikbaar is wanneer dit kom by iets soos pyn en koors? Ja, daar's 2 hoofopsies wat oor die toonbank beskikbaar is, natuurlik beskikbaar. Die eerste een is parasetamol, iets soos 'n pynblokreeks wat ek gewoonlik vir my pasiënte dan aanbeveel. Dit werk sentraal op die brein, so dit verlaag daai temperatuur en blok dan die pyn sentraal in die brein. Parasetamol word ook dan nog gesien as een van ons departement van gesondheid as die eerste lyn behandeling vir pyn en koors. Sag op die maag en dan ook as dit reg gebruik word in die regte hoeveelhede, is dit veilig vir 'n mens om te gebruik. Dan 'n tweede opsie waarna 'n mens kan kyk is iets soos ibuprofen, wat 'n nie-steroïde anti-inflammatoriese middel is. Bietjie meer op die maagwand wat dit werk, so dis belangrik om te eet voor 'n mens 'n anti-inflammatoriese middel neem, maar hy blok dan daai prostaglandine wat ons vroeër gepraat het van, so hy verminder dan daai inflammasie en dan die pyn ook. Goed, die tyd is besig om ons in te haal. Ons het so 'n minuut oor. So ek wil afsluit deur vir jou te vra, een goue wenk wat jy miskien met ons kykers kan deel. Wees altyd voorbereid. Pyn en koors natuurlik kom voor op die onmoontlikste tye, gewoonlik op 'n Saterdag aand wanneer niks oop is nie. So hou iets gereed in jou medisynekabinet vir die hele gesin, miskien 'n stroopie, 'n tablet en ook 'n termometer is altyd belangrik. 'n Mens weet nie eintlik wat die koors is tot jy dit regtig gemeet het nie. Ja, want ek dink dit is gewoonlik beskikbaar of daar wanneer 'n mens 'n kind in die huis het. Presies. Maar volwassenes vergeet baie keer om so iets ook byderhand te hou. Kristen, baie dankie dat jy vanoggend weer hier by ons kom kuier het. Ons voel nou baie meer ingelig.
Baie dankie. Goed, so intussen kan jy net bly waar jy is, want net hierna is dit tyd om so 'n bietjie oor sport te gesels. Onthou, bly gesond en bly ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoop julle voel natuurlik dat ons ook elke oggend vir julle soos 'n heerlike koppie koffie is wanneer julle inskakel vir ons geselskap. Maak ook seker jy gaan maak 'n draai op al ons sosiale media platforms om op hoogte van sake te bly. Nou ja, ons is nou weer terug.